Kom ons soek die Here in alles wat ons doen, oral waar ons gaan. Elke ding wat ons doen, mag die Here ons kom aanraak en mag ons soebat en smeek om meer soos U te wees, Here. Meer wees soos U. Meer wees soos U. Want U is die koning van my hart en lewe. Meer wees soos U. Meer wees soos U. Want U is die koning van my hart en lewe. En as ek sou struikel en val, weet ek U sal my kom optel. En as ek langs die pad verdwaal, weet ek U sal my kom haal. Meer wees soos U. Meer wees soos U. Want U is die koning van my hart en lewe. Meer wees soos U. Meer wees soos U. Want U is die koning van my hart en lewe. En as ek sou struikel en val, weet ek U sal my kom optel. En as ek langs die pad verdwaal, weet ek U sal my kom haal. Sing op! Meer wees soos U. Meer wees soos U. Want U is die koning van my hart en lewe. Nog 'n keer. Meer wees soos U. Meer wees soos U. Want U is die koning van my hart en lewe. U is hoor. U is hoor. U is groter. U is alles wat is en alles wat was en sal wees. Nog 'n keer. U is woord, U is groter, U is alles wat is, en alles wat was, en sal wees. Meer wees soos U. Meer wees soos U. Ek wil meer wees. Meer wees soos U. Want U is die koning van my hart en lewe. Net die vocals. Meer wees soos U. Ek wil meer wees. Meer wees soos U. Want U is die koning van my hart en lewe. Nog 'n keer. Meer wees soos U. Meer wees soos U. Want U is die koning van my hart en lewe. Ek worstel met hierdie laaste tyd met 'n stuk in my wat my op 'n bitter donker plek gebring het in my lewe waar ek gevoel het dat ek
Ek kan nie eers meer die stem van die Here behoorlik hoor nie. Want daar's goed wat binne my aangaan en ek wil hierdie met julle deel, dat julle weet dit maak wat ek op 'n platform sê, sal ek in die privaat ook met julle deel. Daar was dit, ek gaan deur 'n stryd in my lewe op hierdie oomblik, dat al wat ek rondom my sien is duisternis. My siel is stil, die stem is stil, alles in my lewe voel op hierdie oomblik, Here, ek het absoluut geen idee meer wat ek kan doen nie. Daar's so baie stemme, daar's so baie mense, daar's so baie dinge wat besig is om aan te gaan, en dit herinner my aan hierdie Psalm, wat Dawid spreek. En hy sê, Vader, ek was omring met duisternis, maar toe ek mooi kyk, was die lig nog heeltyd daar. Paulus skryf in 2 Korintiërs 12 vers 7, ek het hierdie doring in my vlees. Hierdie super apostel, die ou aan wie Jesus Christus self verskyn het. Hierdie ou oor wie ons teachings gee in die kerk, kom op 'n stuk en hy deel en hy sê, julle, ek is besig om te sukkel met iets in my lewe, en ek het die Here 3 keer gevra, Vader, vat dit van my af weg, want ek sukkel. En God het vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg. En ek en jy moet iets net op hierdie oomblik besef. Dit is nie 'n sonde om deur 'n struggle te gaan nie, solank jy dit net saam met die Here doen. Want op die ou einde van die dag, wat Paulus gedink het, hou hom weg van die Here af, het hom nader aan God gebring. Want daar waar hy swak was, daar was God sterk. So boys, meer soos u. En al hoe julle meer soos hy kan raak, is wanneer julle in julle woord gaan wees en lees wie hierdie Jesus is, wat hy vir ons gedoen het. Ek roep na vore die koningin van Namibië, dat sy vir ons bietjie 'n pragtige woord bring. So hulle het haar as koningin in 2013 daar aangestel. Is dit, van wat was dit nou weer? Kan nou nie onthou van wat nie. Maar, nee, ek grap somme. Julle, open julle harte vanoggend vir my asseblief, wanneer hierdie vrou 'n boodskap bring. Kyk, die ding baie aan nie. Sy staan, sy sê wat sy wil sê. So vandag, Here, laat elkeen se hart oop is in Jesus naam. Môre almal, julle kan sit, die wat wil sit. Ek gaan vanmôre iets doen wat ek nooit in my lewe nog gedoen het nie. My skoene uittrek, want die Here het so gesê, ek weet nie hoekom nie. Ek gaan kaalvoet preek. Baie dankie vir die geleentheid om hier te kan wees. Dit is vir ek en Adrie 'n groot voorreg gewees om vir 3 dae by julle te kan wees en vir julle te bedien. Ons het lief geraak vir julle. En ons gaan definitief met 'n paar trane terug met van julle in ons harte. En ek wil vir julle sê, asseblief, gryp God aan. Hierdie kan dalk jou heel laaste kans wees. Ek het met party van julle baie hard gepraat hierdie 3 dae, maar asseblief, gryp God aan. Ok, ek gaan vandag oor iets praat wat ek ook nou eers leer ken het in my lewe. Ons gaan deur baie struggles. Suid-Afrika gaan deur baie struggles. Julle ken seker die hele back and close storie wat so oral is. Julle sit in 'n land wat regtig in 'n baie moeilike posisie is. In ons persoonlike lewens sit elkeen van ons of in 'n huwelik of in 'n verhouding of in 'n familie met baie moeilikheid.
Ek myself het die laaste paar jaar deur baie moeilikheid gegaan en gaan nog steeds daardeur. En ek het in God se woord begin krap en die Here het vir my regtig 'n ding oopgemaak. En ek wil hê julle moet saam met my lees uit 2 Konings 6 vanmôre. En ek gaan 'n stukkie lees en ek wil hê julle moet die res van hierdie goed by die huis gaan lees. Anders gaan dit baie lank raak en ek wil nie so lank wees nie. Maar die opskrif in my Bybel sê beleg en wonderbare verlossing van Samaria. Nou, ek het nog nooit in my lewe besef wat dit eintlik regtig beteken het tot ek deur hierdie stuk gewerk het nie en gaan studie doen uiteindelik oor die beleg en belering van 'n ding. En ek wil begin lees deur by vers 24 en daarna het Ben-Hadad die koning van Aram sy hele leer versamel en opgetrek en Samaria beleer. En daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer totdat 'n eselskop 80 sikkels silwer en 'n kwart kap duiwemis 5 sikkels silwer werd was. En terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en sê, help, heer koning. Maar hy antwoord, as die Here jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou dan help? Van die dorsvloer of van die parskyp? Verder sê die koning vir haar, wat is dit met jou? En sy antwoord, hierdie vrou het vir my gesê, gee jou seun dat ons hom vandag eet, dan kan ons môre my seun eet. So het ons dan my seun gekook en hom geëet. Maar toe ek die volgende dag vir haar gaan sê, gee jou seun dat ons hom eet, het sy haar seun weggesteek. En toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeer hy sy klere, terwyl hy op die muur verder loop. Die mense het die roukleed gesien, hoe daar 'n roukleed onders op sy liggaam was. En hy sê, mag God so aan my doen en so daaraan toedoen, as die hoof van Elisa, die seun van Safat, vandag op hom sal bly staan. En terwyl Elisa in die huis sit, en die oudstes by hom sit, het die koning 'n man voor hom uitgestuur, maar voordat die boodskappers by hom kom, sê hy aan die oudstes, het julle gesien dat hierdie moordenaarskind stuur om my hoof af te slaan? Let op, sodra die boodskapper kom, sluit dan die deur toe en druk hom met die deur weg. Is die geruis van sy heer se voetstappe nie agter hom nie? Terwyl hy nog met hulle spreek, kom die boodskapper dan juis af na hom toe. En die koning sê, kyk, hierdie onheil kom van die Here. Wat sou ek langer op die Here wag? So, in hierdie stuk wat ons gelees het, baie van ons het groot geraak dat die Ou Testament mos nou maar baie storieetjies is, en laat ons nou nie die Ou Testament moet sien as 'n evangelie of 'n les nie. Baie kerke leer dit ook mos vir ons dat die Nuwe Testament is wanneer Jesus gekruisig is en ons moet daaraan aandag gee. Maar die Ou Testament is die storieetjies, dit is vir my en vir jou 'n les in vandag se lewe. En hierdie is nie net geskiedenis nie, hierdie is 'n spieël op families, huwelike en nasies wat onder spanning is. Dink julle soos julle vandag hier sit dat Suid-Afrika onder spanning is? Verseker. Ek meen ons almal beleef dit. Ek kom van Namibië af, ek het 'n gasteplek, 'n campsite, en ek sit daagliks met mense van oor die wêreld, maar veral Suid-Afrika wat kom daar by ons, en dan is hulle baie ontsteld, want hulle padkos word op die grens afgevat. Hy mag nie eens 'n snytjie brood met 'n polony op deur die grens vat nie. Daar's geen in- en uitgang nie. Jy mag inbring hiernatoe, maar julle land se grense is gesluit om enigiets uit te vat, as gevolg van die back and closure. Dan kry ek mense wat daar kom, wat op die grens so goed afgevat word, en dan is hulle baie ontsteld, want hoe durf die mense aan Namibiese grenspos hulle goed afvat.
Dan verduidelik die mense vir hulle, hier is 'n probleem in die land, en dan sê hulle soos, hulle het dit nie geweet nie. Hulle sê vir ons, hulle het nie geweet nie. Nou wil ek vir Suid-Afrika vanoggend vra, mense, gaan jy blindelings deur die lewe? Hierdie land is onder beleg. Gaan jy blindelings deur die lewe, jy weet nie wat in jou eie lewe aangaan nie, jy weet nie wat in jou eie wêreld aangaan, in jou eie land aangaan nie. Jou huwelik, jou familie, jou huis is dalk onder beleg, en ons gaan vandag bietjie daarna kyk. Wat beteken belering? Belering beteken, daar's geen in- of uitgang nie, en ek wil hê terwyl jy hier sit, meet jy jouself aan, wat is onder beleg in jou lewe? Dalk is dit 'n verhouding, dalk is dit jou familietoestand waarin jy is, dalk is dit 'n huwelik waarin jy is. So ek wil vir jou vandag vra, meet jouself aan wat is in jou lewe vandag onder belering. Belering beteken geen in- of uitgang nie. Dit beteken daar's geen toevoer nie. Daar's geen hoop nie. En stadige verswakking. Ouens, ek het boodskappe gekry van mense in Suid-Afrika wat opgeroep het vir gebed, waar hulle gesê, daar's boere in Suid-Afrika wat letterlik selfdood pleeg, omdat hulle geen hoop meer het nie. Ons het 'n melkery gehad, vir 53 jaar het ek 'n melkery gehad. Ons het hom 2-3 jaar terug toegemaak. Ek weet wat dit is. Die melkerye in Suid-Afrika, ons hoor die mense moet 150 beeste doodskiet. Die vleis word begrawe, dit word verbrand, daar mag niks met die vleis gebeur nie. Weet jy, hoe moet 'n boer voel, om sy hele lewe voor hom, sy alles wat hy van inkomste kry, dood te gaan skiet, en niks daarvan te kry nie. Ouens, ons het net vir God, en net God kan vir ons hoop gee. Daar's niemand anders in die lewe, wat vir ons kan hoop gee, behalwe God nie. Maar mense het hopeloos geraak. En ek dink persoonlik, omdat mense nie God as hulle alfa en omega in hulle lewe het nie. Dit wat ons besit, dit wat ons maak, die rykdom wat ons maak elke dag, raak in ons lewe nommer 1. God kom dalk Sondag, ergens in ons lewe gaan ons kerk toe, en ons spandeer 'n bietjie tyd aan God, maar die res van die week maak ons geld, ons wedywer, ons kyk waar ons mekaar kan vertrap. Dit is wat die mens in is. God roep Suid-Afrika. God roep Namibië. God roep Zimbabwe. God roep Botswana om hulle knie te buig voor hom. Ons het hoop verloor, mense, want God is nie in ons lewe nie. Ons is besig met lawwe godsdienst, dis waarmee ons besig is. So, nou laat ons weet wat belering beteken. Dis presies hoe die vyand vandag te werk gaan. Hy val nie aan nie. Maar hy put vir ons stadig, maar seker put hy vir ons uit. Hy maak ons moeg. Ek wil vir jou vandag vra, is jy op 'n plek waar jy voel jy's moeg, jy's uitgeput, dit voel vir jou jy kan net nie verder gaan nie, jy sit vandag dalk hier en jy wil moed opgee. Jy wil moed opgee. Nou ons het gesien in hierdie gedeelte dat Samaria was onder belering gewees. Baie interessant, Samaria, die Hebreëse naam is Shomron, en dit beteken om te waak, om te bewaar, om te beskerm en om dop te hou. So dis iets wat bewarend bewaak moet word en beskerm word. En daai einste Samaria, dit beteken basies 'n wagpos of 'n plek van bewaring. So ironies, 'n stad wat moes waak en beskerm, raak in 2 Konings beleer en hy word uitgehonger.
Samaria verteenwoordig eintlik die hart van 'n volk. En as Samaria val 'n volk. Omdat Samaria beteken plek wat moet waak, wys dit profeties na die hart, na die verstand, na die gesinshoof, die sentrum wat besluite neem en 'n plek van identiteit. Jy weet wie en wat jy in Christus is. Ons het met hierdie 3 dae baie van julle daaroor gepraat, van dat jy op 'n plek moet kom waar jy weet wie en wat jy in Christus is. Wanneer Samaria vandag beleer word, beteken dit, jou hart is onderdruk. Jou hart is onderdruk. Jou denke word geïsoleer. Jou familiesentrum word uitgehonger. Soos ons dit sien in 2 Konings 6, die buitewyke word nie aangeval nie. Ouens, die kern word aangeval. Kom ons kyk na Samaria in 'n huwelik. Dit is die ruimte waar julle saam besluite neem. Dis die plek van vertroue. Die emosionele plek. As Samaria in 'n huwelik beleer word, dan raak die gesprekke toe. Ons kommunikeer nie openlik nie. Veiligheid raak al hoe minder. Liefde raak al hoe skaarser. En beheer neem oor. Ek wil my partner beheer. Die huwelik leef dan nie net uit liefde uit nie, maar uit oorlewing uit. Ons kyk na Samaria in 'n familie. Die hart van die huis. Dis kommunikasie. Dis verbondenheid waar jy veilig voel. Nou die oomblik as Samaria beleer word in 'n familie, dan word die kinders afgesny. Die waarheid word gefilter en emosie word geransoneer. Die gesin se kern word uitgehonger. Ons kyk na Samaria in 'n persoon se lewe, in elke een van ons se lewe. Dit is jou innerlike vesting. Dit is jou waardes. Dit is jou identiteit. As Samaria in jou lewe beheer word, twyfel jy aan jouself. Jy voel vas en jy verloor op die ou einde rigting. Jou wagpos raak stil. Samaria wat beteken die plek van bewaring, of die plek van wag en bewaring, word in 2 Konings 6 'n plek van wanhoop. Daar's geen hoop meer nie, want daar was honger. Die honger het ingekom as gevolg van die belering. Dit wat moet waak, word self beleer. Mense het nie meer innerlike beskerming nie. Ek het vir julle in die begin gesê dat ek absoluut glo dat Suid-Afrika onder beleg is met dit wat aangaan. God roep ons, elkeen van ons, in ons huwelik, in ons families, in ons land, om uit hierdie belering uit te kom. Ons sien in vers 24 en 25 dat 'n eselskop vir 80 silwerstukke verkoop word. Pryse het absurd geraak daar ewe skielik, omdat die plek onder belering was. Wat normaalweg waardeloos was, soos 'n eselskop, word belaglik duur. Ouens, kyk wat rondom ons aangaan, dan besef ons wat is aan die gang. En ons sien in vers 28 en 29, wanneer mense vasgedruk word en uitgehonger word, dan verloor hulle perspektief. Hierdie vrou
Hierdie vrou het gegaan en haar gesê hulle moet hulle kinders eet. In familie sien ons, sulke tyd, liefde word beheer, respek word oorlewing, in verhoudings word transaksies. Honger is nie net fisiese honger nie, dis emosionele honger. Dit is verhoudingshonger, waarheidshonger. Ons het honger na die waarheid, maar ons gaan soek dit nie self nie. Ons soek dit nie self nie, maar ons is honger daarna. En dan 'n veiligheidshonger. Ons wil veilig wees. As iemand nie gevoed word, of iets word nie gevoed nie, word mense desperaat en hulle eet hulle kinders. Ons sien die een vrou, die vrouens het gesê, kom ons eet ons kinders. Belering vernietig 'n moederinstink. 'n Moeder is gemaak om haar kinders te versorg en om hulle te beskerm. Hierdie vrou het gesê, kom ons eet ons kinders. Belering veroorsaak belering is druk veroorsaak dat jy iets doen wat jy nooit in jou lewe sou doen nie. Die vyand wil jou laat eet wat jy moet beskerm. Die vyand wil jou laat eet wat jy moet beskerm. Wanneer 'n huis of 'n land onder beleg is, begin mense mekaar misbruik en gebruik in plaas daarvan om mense te dra. Ons kyk wat ons uit die ander een kan kry. Ons dra mekaar nie, want God is nie in ons lewens nie. God is nie nommer 1 nie. Geld, mammon, enige ding is groter as die God in ons lewe. Ons sien hier so die koning in vers 30 tot 31 skeer hy sy klere, maar hy dra 'n sak onder dit. En hy stap op die muur. Die feit dat hy sy klere skeer, lyk dit of hy baie nederig is. Maar hy sweer om Elisa dood te maak. Uiterlik verootmoedig die koning hom, hy skeer sy klere. Maar innerlik is daar geen oorgawe nie. Geen oorgawe nie. Hy toon pyn, maar hy toon geen bekering nie. Kom ek sê vir jou, jy sit vandag hierso met pyn, met uiterlike verootmoediging dalk, maar binnekant wil jy nog nie 100% oorgee aan God en jouself bekeer nie. Baie mense is jammer oor hulle gedoen het. Ouens, ek het met julle vir 3 dae gesit. Almal sê, ek is so jammer vir dit wat ek aan my familie gedoen het. En daar's pyn, ek sien dit, daar's pyn. Vir jou wil ek vandag vra, gaan jy verander? Of gaan jy soos die koning wees wat sy roukleed skeer, maar onder is daar 'n sak? As jy jammer is en jy het berou, dan moet jy kan verander. Jy moet verander. Anders is jy besig om jou eie tyd te mors. Jy's besig om jou eie tyd en almal hier se tyd te mors. Julle wat doen ons as mens? Ons soek iemand om te blame. Ons soek iemand om te blameer, plaas om vir God te soek. Ons wil iemand blameer, maar hierdie een het so gemaak en daai een het so. Wanneer druk kom, doen ons een van 2 dinge. Of ons bid, ons soek God se aangesig, of ons blame. Ons doen hy blame shifting game, ons speel hom. So, in vers 33, skree die koning, hy sê, kyk, hierdie onheil kom van die Here, wat sou ek langer op hom wag?
Jy sit miskien vandag hierso en jy dink by jouself, daar's soveel gemors hier rondom jou. Hoekom gaan jy langer wag? Kom ons kyk, ons vat die maklike way out. Kom ons vat die maklike way out. Ouens, ons as mens raak moeg vir 'n wagtydperk. Ons wil nie op God wag nie. Ons wil nie op God wag nie. Dit is 'n baie gevaarlike plek. Want dis nie openlike ongeloof nie. Dis moe geloof. Jy raak moeg om te wag op God. En God het sy eie tyd. Hy werk nie volgens ons tyd nie. Ons klap nie ons vingertjies en God spring nie. Onder druk begin mense mekaar emosioneel te eet. Ons blameer. Ons tree onlogies op. Ons doen goed wat nie logies is nie. Ons het hoop verloor. God wys ons om nie paniekerig te raak as ons wag nie. Elisa bly sit in die raad. Hy stap nie saam met die koning op die muur rond, hy bly sit in die raad van die oudstes. Ek wil lees een versie in hoofstuk 7. Hy sê, toe sê Elisa, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel, 'n siekel en 2 mate gars, 'n siekelkors in die poort van Samaria. Ewe skielik praat God en hy sê nie eendag nie, hy sê môre sulke tyd, hy sê 'n spesifieke tyd sal daar oorwinning wees. Die stad was uitgehonger, die stad se hoop was weg, die koning was moedeloos, mense was desperaat gewees. Ouens, hierdie is nie toeval dat die laaste vers in hoofstuk 6 sê, hoekom sal ek langer wag op die Here, en hoofstuk 7 vers 1 sê, môre sulke tyd, en die Here bring in 'n oogwink verandering. Hier sien ons, dit is 'n skielike omkeer van hongersnood na goedkoop kos. Dis wat God kan doen. In vers 2 lees ons, maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur. Die man van God praat nou, hy sê môre sulke tyd. En hierdie spotter sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, hoe sou dit gebeur? Onmiddellik twyfel ons. God wil vir jou 'n deurbraak gee. God wil vir jou 'n deurbraak gee. En jy dink God is nie goed genoeg, of hy is nie groot genoeg om dit te doen nie. God sê môre sulke tyd. Môre sulke tyd. God wag om vir jou daai oorwinning en miracle te gee in jou lewe. Twyfel blokkeer ons dat ons deelneem. Ons gaan 'n miracle sien gebeur. Ons gaan nie deel hê daaraan nie. So ons moet besluit wat ons gaan doen. Die spotter het op die ou einde in die poort gesterf. In vers 20 lees ons dit. Uitgehuiwer. En die mense het hom doodgehardloop. Waarvoor huiwer jy vandag? Hoekom huiwer jy as God sê môre sulke tyd? Dan moet ons in beweging kom. Wat vir my baie interessant was van die hele storie is, ek het gaan soek, wat is die poort in ons lewe? Wat is die poort in ons lewe? En dis die ruimte, julle moet vir my mooi hoor, tussen hoop en vrees. Tussen praat en stil bly.
tussen vashou en loslaat, tussen beheer en vertroue, tussen wag en beweeg. Dis daai klein ruimtetjie. Dis die poort waar die spotter dood is. Dit is daar waar ons as mense gewoonlik vassteek. En as ons nie beweeg nie, as God sê beweeg nie, gaan ons dood, ons gaan ons lewe verloor. As jy bly in die poort staan, gaan jy jou lewe verloor. Profeties beteken dit, as jy net redeneer en jy beweeg nie, as jy net voel, maar jy kies nie, as jy net wag en jy vertrou nie, dan raak jou lewe verby. Nie omdat God jou straf nie, maar omdat jy gehuiwer het om in hierdie poort te bly staan. Wat kies jy vandag? Gaan jy beweeg as God vir jou sê beweeg, sodat jy in oorwinning kan lewe? En sodat jy God se doel in jou lewe kan vervul. Amen. Vader, ek wil vandag na U toe kom in die naam van Jesus en ek wil kom bid, elkeen van ons. Here, dat ons op 'n plek sal kom waar ons U sal soek, waar ons sal besef ons land, ons huwelik, ons familie, ons verhouding, ergens is ons onder beleg. En laat ons U sal soek, Here, en dat ons op 'n plek sal kom waar ons in oorwinning kom en laat ons sal beweeg waar U sê, Here, ek wil bid dat ons hoop nie op goed sal sit nie, nie op die regering sal sit nie, nie op foute wat hulle doen nie. Here, nie mense blameer vir goed wat hulle doen en nie doen nie, maar laat ons hoop op U sal sit. Here, net U kan vir ons uitred uit enigiets uit. Here, ons wag vir 'n wonderwerk. Ons wag vir die miracle en ons wil deel wees daarvan. Ons wil dit nie net sien gebeur nie en ons word doodgetrap. Here, ons wil deel wees van hierdie miracle. Help ons, Here, van oorwinning tot oorwinning in Jesus naam. Amen. Boys, ek hoop regtig julle het die woord ingevat vandag. Kom uit daardie poorte uit. Hier sit soveel van julle ouens wat op 'n stuk kom, net voor daai deurbraak en kies om terug te gaan. Israeliete was vir 2 weke uit Egipte uit. Toe verlang hulle weer die kospotte. Terwyl daar 'n belofte was, dat daar 'n beloofde land daarvoor lê. En ek dink baie keer omdat ek en jy teruggaan na dit wat ons seer maak, is omdat ons bang is vir die onbekende, ons weet nie wat vir ons wag nie. Maar net soos daar 'n belofte was van 'n beloofde land vir die Israeliete, is daar ook 'n belofte op my en jou se lewe. Kom ons druk deur en soek God meer as wat ons hom ooit gesoek het. LZ, baie dankie vir die woord. En mag Suid-Afrika op YouTube hierdie hoor, dat ons God sal aanroep in hierdie tyd wat ons hom die meeste nodig het. Hoorie, so ek wil net ietsiekie sê, toe LZ nou daar sê van die poort is in die stil bly en die praat. Net nou toe Stefanie so voorgestaan het, toe herinner die Here my aan 'n droom wat ek baie jare terug gehad het en ek sê, Here, moet ek dit deel of moet ek nie? En ek dog, man, bly net stil. En toe LZ sê van stil bly en praat, toe besef ek moet dit met julle deel. Jare gelede droom ek, ons is by so 'n plaas opstal effek, met daai groot stoepe daar buitekant. En ek stap uit die sitkamer uit op hierdie stoep uit, maar hier sit vreeslik baie mense. En ek wil net myself in die rede val toe ons daai liedjie ook gesing het. Jy weet van wie is God in ons lewens, wil ons meer soos hy word. En baie keer is daar soveel ander stemme dat ons nie die Here se stem hoor nie, soos wat Stefan ook reg gesê het. En ek stap uit op hierdie groot ou plaasstoep en ek hoor die Here praat met my en ek hoor sy stem so duidelik in my oor. Maar die mense wat hier om my sit, kekkel so, hulle kuier so, dat ek nie 'n woord hoor wat hy sê nie.
En ek kyk later so op, amper uit moedeloosheid, en ek sê, Here, wat sê U vir my? En ek sien Jesus se gesig hier bo my, en ek sien hoe sy lippe praat met my, en ek hoor nie 'n woord nie. Ek sê, Here, praat harder, ek hoor nie wat U vir my sê nie. En weet julle, op 'n stadium kyk ek so uit, en ek sien daar's 'n deur, soos 'n glasdeur, en ek gaan na daai deur toe, en ek begin uit te stap, en hier voor my lê 'n verskriklike strand, en die see, en ek sien vir Jesus, en hy stap so. Ek raak emosioneel. En hier's 'n ryspore, en ek sien hierdie persoon stap agter Jesus aan. In die volgende oomblik, hoor ek Jesus sê vir die mense, hulle moet ophou dit en dat doen. En toe ek dit hoor, toe daai ou wat Jesus volg, draai hy om, en hy stap in die teenoorgestelde rigting. En ek huil, ek sê, Here, is dit wat U die hele tyd vir my wou sê? Julle doen dit en dat, julle wil my volg, maar julle volg my nie reg nie. Julle wil 'n entjie agter my aanloop. Julle wil dit doen, maar dan gaan doen julle dat. En alles wat ek vanmôre hierso gehoor het, herinner my aan hierdie droom, en ek wil vir julle sê wat vandag hier sit, wat 'n keuse gemaak het om vandag hier te wees. Maak klaar. Nie op jou tyd en jou terme nie, maak klaar. As Jesus daai hele strand wil loop agter hom aan daai hele strand. Moenie besluit, dit raak nou te lank nie. Laat die Here daai keuse vir jou maak. En ek wil vir jou sê, ons sit op die stoepe waar daar lawaai is. Ons moet uitgaan waar daar stilte is, waar ons agter hom kan aangaan en sy stem mooi kan hoor. En ek wil vir julle sê, daai see is 'n simbool van die sendingveld daar buitekant van die wêreld, en ons is almal geroep as arbeiders. Die oes is ryp, maar die arbeiders is min.